Gemeente, ons skriflesing uit die Nuwe Testament, uit die boek Openbaring. Maar voordat ons altyd in die erediens uit die woord van die Here lees, bid ons eers. En daar's 'n baie goeie rede daarvoor. Ons vra dat die Here deur sy wonderlike inwerking van die Heilige Gees, nou dit wat ons lees, en ook die uitleg daarvan in die prediking, dat hy dit sal seën, sodat dit die waarheid sal wees, waarin ons lewens kan meet, en wat vir ons tot troos kan dien. Jy kan net so bly sit, dan vra ons dit van die Here. So wonderlike hemelse Vader, hoe besonders is die geleentheid wat ons het as gemeente, 'n gemeente wat U liefhet, gemeente wat U gestig en onderhou, 'n gemeente waar ons kan tuiskom in ons liefde vir U, maar ook, Here, ons belang by mekaar. Baie dankie, Here, dat ons in hierdie benouende tye waarin ons lewe, wat ons politieke omstandighede in die land en in die wêreld betref, wat die ekonomiese situasie ook in ons eie lewens is. Here, waar ons baie van ons lidmate ouer word, en baie uitdagings met hulle gesondheid ervaar. Here, wat daar baie sake oor ons pad kom wat ons geloof toets, is dit wonderlik om op 'n Sondagoggend hier te wees met die wete, dis nie die toevallige byeenkoms van mense nie. Dis niks anders as 'n ontmoeting met die lewende God deur sy woord en deur die Heilige Gees nie. Dankie vir die Bybel in ons eie taal. Here, ons lees dit met oorgawe, maar ook met kleinheid en nederigheid. En ons vra, kom tog en maak die volheid van hierdie woord vanoggend ook vir ons duidelik. Dit vra ons alles in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Broers en susters, ons lees dan net enkele verse, vers 10 tot en met vers 14. Vers 10 tot en met vers 14 van Openbaring 12, en die opskrif van hierdie hoofstuk is die vrou en die draak. Kom ons lees dan van vers 10 af. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom, hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle land en see wag daar ellende, omdat die duiwel na julle toe gekom het met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. Maar aan die vrou is 2 groot arendsvlerke gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek toe, kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd, weg van die slang af, versorg. Kom ons lees daardie gedeelte uit die boek Openbaring. Mag die Here vanoggend ook elkeen wat die woord gereeld lees,
altyd seën en ook vir oggend se prediking in elkeen van ons se harte. Die tekswoorde vir ons prediking is die eerste gedeelte van vers 14, maar aan die vrou is 2 arensvlerke gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek toe kon vlieg. Liewe broers en susters in die Here, hoofstuk 12 van die boek Openbaring, het die opskrif die vrou en die draak. Die vrou simboliseer die kerk, ook soms genoem die bruid van Christus. En die draak simboliseer Satan of die bose. So hierdie hoofstuk vertel dus van die stryd tussen die kerk en die gelowiges aan die een kant en Satan of die bose aan die ander kant. Dit beskryf hoe Satan die kerk vervolg, hoe die gelowiges ontvlug, aangedui met die beeld van die vlieg met arensvlerke, en hoe God die kerk bewaar en versorg ten spyte van die aanwesigheid van die bose. En dit wat hier in Openbaring by wyse van simboliek beskryf word, is eintlik maar die geskiedenis van die gelowiges, van God se kinders, soos wat dit reg deur die ganse Bybel beskryf word. In die Ou Testament word God se uitverkore volk Israel eers in Egipte verdruk, daarna in Kanaan deur heidense volke geopponeer en uiteindelik selfs in ballingskap weggevoer. En in die Nuwe Testament word die Christene, die navolgers van Jesus Christus, die vroeë kerk ook vervolg, aangeval en selfs doodgemaak. So, dit wat by wyse van simboliese taal in hierdie hoofstuk uitgedruk word, van die draak wat die vrou vervolg, is nie nuut nie. Dit verwoord maar bloot die geskiedenis soos in die ganse Bybel beskryf. Verder verwoord dit ook ons eie moderne geskiedenis. Want ook die hedendaagse kerk word vervolg. Ook ons as gelowiges word op baie wyses agtervolg en aangeval. Die kerk sal trouens hier op aarde altyd 'n vervolgde kerk bly. Gelowiges sal altyd aanvegting van hulle geloof ervaar. Maar geliefdes, dis nie die belangrike in vanoggend se teksvers nie. Die belangrike is wat met die vervolgde vrou en haar kind, die seun wat eintlik 'n aanduiding van die kerk is, met ander woorde die kerk en die gelowiges gebeur. Want dit moet ons vanoggend ook as gemeente en as kerk van Jesus Christus inspireer. Die eerste is dat die vrou en haar kind ontkom aan die vervolging van die bose. En hierdie ontkoming word eintlik in baie dramatiese terme beskrywe. Die skrywer apostel Johannes gebruik 'n beeld om hierdie ontkoming te verwoord, wat baie in die Ou en Nuwe Testament voorkom, naamlik die vrou vlieg met arensvlerke. Aan die ander woorde, haar ontkoming is indrukwekkend. Dit is kragtig. Sy geniet die vryheid en die snelheid van die beweging soos 'n arend. Maar hoe verkry die vrou en haar kind die arensvlerke? Met ander woorde, hoe kry die kerk en die gelowiges dit reg om nie in die boosheid en in die bose mag te verval nie? Hoe bly 'n mens regverdig? Hoe leef jy as 'n verloste? Hoe kry jy dit reg om buite die mag van die sonde te leef? En die antwoord
is eintlik in die boek Jesaja. Jesaja is die skrywer in die Ou Testament wat gereeld hierdie beeld van die arend en arendsvlerke gebruik. En hy sê, die wat op die Here vertrou, verkry vlerke soos die van 'n arend. Hulle loop en hulle word nie moeg nie. Hulle hardloop en hulle raak nie afgemat nie. Net die mens wat daarin kan slaag om die menslike manier van vertroue op diself oor te gee, sê Jesaja, in 'n algehele vertroue op God. Hulle ervaar die gevoel van die arendsvlerke. Maar dit is 'n baie moeilike saak soms. Dis 'n moeilike begrip. Dis seker die moeilikste begrip in ons geloof, wat dit sê, as jy bedreig word, as jy vervolg word, gee oor. Gee die beheer oor. Gee dit aan God. Verlaat jou op die Here. Gee heeltemal aan die Here oor. Juis in die aangee, of die oorgee, daar lê jou krag. Juis deur jou selfvertroue te verruil vir vertroue in die Here, daar lê jou onbeperkte vermoë, die snelheid en die onbeperkte vlug, soos die van 'n indrukwekkende arend. Die verwysing na die woestyn as plek waarheen die vrou en haar kind ontvlug. En dan ook die verdere uitspraak dat die woestyn die vrou se woonplek is ook belangrik. In die Bybel is woestyn altyd 'n plek wat bar en droog en onvrugbaar is, waar lewe nie maklik is nie, waar niks gemaklik is nie, maar die verrassende is, en die wonderlike, God is daar ook. En omdat God daar is daar lewe, want waar God is daar altyd lewe. Selfs op die onwaarskynlikste plekke en tye van jou lewe, soos in 'n woestyn. En tog sê dit ook baie oor die aard van die lewe van die vrou en haar kind. Dis nie altyd maklik nie. Dit is 'n woestyn bestaan. En dit is hoe God se kinders op hierdie aarde lewe, nie altyd net gelyk paaie nie, maar God se versorging is genoeg. En dit is 'n versorging wat ons teen die bose beskerm. Daar's verder ook 'n baie insiggewende tydverwysing in hierdie gedeelte. Daar staan die vrou en haar kind word vir 'n vasgestelde tyd daar versorg. Die woordjie vasgestel sê iets van beheer, van orde, van reëlmaat. Dis 'n vasgestelde tyd, omdat God dit vasgestel het. Elke aspek van die verhaal is vasgestel. Dit gaan nie buite God se beheer om nie. God se beheer oor die bose, en die kinders van God nooit vernietig nie. Vervolg ja, maar nie vernietig nie. Geliefdes, wat neem ons dus saam vanoggend? As kerk, as gemeente, as individuele gelowiges, wat neem ons uit hierdie visioen van die apostel Johannes vandag saam? Die eerste is, ons leef in 'n onvolmaakte, sondige en selfs bose wêreld. Daar's altyd elemente van boosheid in ons lewens teenwoordig. Ons kerk word miskien nie meer fisies vervolg soos die geval met die vroeë Christene nie, en tog is daar baie bedreiging van die bose vir God se kinders. Dis nie minder werklik nie. Boosheid bedreig ons van buite, maar ongelukkig ook subtiel soms van binne ons. Want dit leef soms in ons eie harte, en ons eie gedagtes. Dit kom baie keer na vore in ons woorde en ons dade, ons ingesteldhede en ons keuses. Maar die tweede is, in dit alles is ons nooit uitgelewer nie. Gelowiges is nooit weerloos teen die sonde
en die slegte. Elke gelowige kan arendsvlerke hê. Dis altyd moontlik om uit jou huidige situasie te ontsnap. 'n Mens kan altyd uit jou sielkundige put kom. 'n Mens kan altyd uit jou emosionele gat kom. Jy kan altyd jou onverskillige lewenswyse agterlaat. Jy kan altyd nuut en van voor af begin. Jou verhoudinge kan altyd heel en sterker word. Maar die voorwaarde is, oorgee aan God. Volledig vertroue op God stel, nie op jou eie krag steun nie. Nie jou eie vermoë vertrou nie, maar oorgee aan God. Die derde is dat ons egter moet weet, dat ons lewens hier op aarde altyd elemente van die woestyn sal bevat. Hier op aarde is ons eintlik op ons heel beste, maar woestynbewoners. Dis 'n moeilike plek soms. Dit het altyd uitdagings en dit sal dit altyd hê. En tog is dit juis baie keer in die woestyntye van jou lewe waar die Here jou die beste ontmoet. Baie keer is dit juis daar waar jy gestroop is van alles wat jy geglo het jy is en jy het. In tye wat jy eintlik nie eers meer glo dat enige hoop moontlik is nie. Dat God juis dan vir jou ontmoet en jou dra. Volgens die Deuteronomium teks vind God sy volk juis in die woestyn. En die profeet Hosea sê, die Here sê, ek bring jou na die woestyn. Ek bring jou weg van alles wat jou aandag maklik kan aflei, en daar sal ek vir jou mooi dinge sê, sê die Here. Daar sal my woord vir jou kragtig wees. En die laaste wat ons uit die gedeelte moet saamneem is, ons woestyntyd hier op aarde het 'n vasgestelde tyd. Ons pyn en seer, ons verlies en kommer sal ophou op die tyd wat die Here bepaal. Niks in my lewe gaan buite sy beheer om nie. Hy bepaal dit en hy stel die grense daarvan vas. En in dit alles altyd sy beskerming, sy fisiese beskerming en sy geestelike beskerming. Mag die Here ons elke dag deur die geloof daartoe help. Amen. Kom ons dank saam terwyl jy net so bly sit. So wonderlike hemelse Vader, baie dankie vir die ongelooflike troos wat ons in 'n boek soos Openbaring raak lees. Here, vir mense in sy tyd wat so vervolg is deur die Romeinse keisers, deur die Jode, vir die vroeë Christene skrywe die apostel Johannes, julle sal kan wegvlieg met arendsvlerke, die krag wat die Here vir julle gee. Here, ook in ons eie tyd, waar die waarheid van die evangelie baie keer bedreig word, waarin die kerk baie keer gekritiseer en verkleineer word, is dit so belangrik dat ons ook sal hoor, U sal ons altyd beskerm. Here, maar beskerm ons nie net van die bose daar buite nie, maar ook die elemente van die boosheid in ons eie lewens. Dat baie van ons gesindhede en ingesteldhede wat uitmond in ons woorde en dade getuig ook daarvan dat ons soms onwillig is om U te gehoorsaam. Here, beskerm ons gemeente, dra vir ons in elke opsig, gee vir ons die krag om getrou te bly aan ons roeping, en waar ons hier U woord kom hoor, saam met ons medegelowiges U aanbid, dat U ons daartoe altyd sal help, deur U wonderlike Heilige Gees oor ons te laat wees.
bid ook vir ons gesprek wat ons nou gaan hê, en dat U dit ook sal seën, tot opbou van ons gemeente, en tot U eer. Hoor ons gebed, ons vra dit van U, in Jesus Christus se naam.